Goeiedag en baie welkom by Doxydeo Midstream se oggenddienste. Dit is vir ons 'n voorreg om vandag saam met jou te kan kuier en ek hoop jy geniet die diens waar ook al jy hom vandag kyk. Voor ons aangaan met die diens is daar 'n paar goeders wat ek onder jou aandag wil bring en die eerste is dat daar die 11de November 'n nuwe vennote aand is. As jy al 'n geruime tyd by ons kampus inskakel aanlyn of in die afgelope tyd by ons on-site dienste ingeskakel het, wil ons jou asseblief uitnooi om by ons nuwe vennote aand te kom uitvind wat ons doen in hierdie kampus en hoe jy kan deel raak van God se koninkryk op daai manier. Die volgende is dat ons 'n doop het die 15de November, dit is 'n Sondag. As jy in jou hart voel jy wil gedoop word, asseblief maak kontak met ons. Of as jy net die doopgeleentheid wil bywoon, wil ons jou uitnooi om die 15de November so te doen. Die 29ste November het ons 'n Thanksfest. Wat ons gaan doen is ons gaan net 'n bietjie dankie sê vir die jaar wat verby is. Ons gaan aan God die eer gee vir wat hy gedoen het in hierdie jaar nog steeds en die aand van die 29ste November is 'n Sondag aand gaan ons in ons parkeerterrein 'n paar live music sets hê en ons gaan net 'n lekker fees hê. So ons wil jou nou al uitnooi. Boek daai dag uit, die 29ste November het ons 'n Thanksfest hier by die kerk. Laastens wil ek net baie dankie sê aan almal wat nog in hierdie tyd finansiëel bygedra het. Jou inkoop, nie net in ons kampus nie, maar in die koninkryk beteken regtig baie en ons wil vir jou dankie sê dat jy in hierdie tyd nog steeds finansiëel gee. Op die skerm is daar 'n SnapScan code en ook ons banking details wat op ons website is. Asseblief maak daarvan gebruik as jy finansiëel wil bydra aan ons kampus. Dit is so lekker om vandag net weer saam met jou te kuier en vir die volgende paar weke gaan ons verskillende onderwerpe oorgesels wat jou gaan challenge en aanmoedig om verandering in jou lewe te maak en aanpassings te maak sodat jy die volheid van God of volheid van die lewe en dit wat God vir jou in gedagte het kan beleef en kan geniet in jou lewe. Nou, my kinders, toe hulle kleiner was, het hulle regtig 'n gawe gehad om hulle kamer te versier met alles wat veronderstel is om in die kaste te wees, die hele kamer vol. En dit was chaos, dit was klatter, en wanneer ek in die kamer probeer ingaan het, dan was daar letterlik nie spasie om jou voet neer te sit of te kan beweeg in daardie kamer nie. En dan was die gebruik om elke vakansie, die eerste dag of 2, orde in hierdie chaos te skep. Nou, deel van die orde skep was om van die goedjies wat nou oortollig is, van die goed wat nie meer pas nie, van die goed wat hulle nie meer speel nie, miskien ontslaaf van te raak en weg te gee, sodat daar spasie en ruimte kan kom en alles net weer netjies kan wees. En na hierdie orde skep en netjies maak geleentheid, was dit so lekker om in daardie kamer weer in te beweeg, want dan is daar iets van 'n gevoel van, ek kan asemhaal, ek kan beweeg, daar's vryheid om rond te beweeg. En dan het hulle nou weer 'n hele kwartaal kans om uitdrukking te gee aan hulle kreatiwiteit, om van hierdie orde chaos weer te veroorsaak. Baie keer is dit wat ons in ons lewens ook beleef. Ons lewens is so vol, ons lewens is soms deurmekaar as gevolg van alles wat ons daar indruk. Die Here het ons verskillend gemaak en vir party mense plaag chaos en klatter nie. Vir ander is dit geweldig frustrerend. En jy kan myself uitvind waar pas jy in hierdie prentjie. Miskien kan ek een voorbeeld gebruik dat as jy goed moet rondskuif in die voertuig, wanneer iemand saam met jou wil ry, dan weet jy presies waar pas jy in die prentjie in. Die punt wat ek wil maak is dat jou motorhuis of jou kar of jou klerekas of jou kantoor kan lyk soos die foto op jou skerm en daar's nie noodwendig
'n probleem daarmee nie. Ek weet vir van julle is dit 'n probleem om na te kyk, want jy kan nie die chaos en die klatter hanteer nie. Verander kyk na hierdie foto en sê, wat's die probleem? Maar dis nie oukei as ons lewens lyk soos hierdie oorvol deurmekaar chaotiese kas nie. Dis nie oukei as ons finansies so lyk dat daar geen ruimte vir 'n foutjie is en dat ons derentyd finansiële druk beleef in ons lewens nie. Dit is nie oukei as ons verhouding so lyk en alles besig om in 100 verskillende rigtings te hardloop en ons kry nie tyd vir mekaar nie. Ons beweeg en ons leef by mekaar verby en ons kan eintlik in alle fasette van ons lewens nie net asemhaal en die lewe geniet en beleef nie. Ek praat vanoggend met jou 'n bietjie oor die gedagte van less is more. En ek weet wanneer jy dit hoor, dan klink dit na teenstrydigheid, want hoe kan minder meer wees? Want ons is gekondisioneer om altyd te dink, meer is beter. Maar wanneer ons dink aan die lewe en hoe ons leef en hoe ons tyd benut en hoe ons tyd spandeer, ons resources gebruik en die lewe net leef, dan is daar 'n waarheid daarin dat minder is beter. Die afgelope tyd het ek vir 'n klompie mense, soos wat ek hulle vra, hoe gaan dit? Verskillende antwoorde gehoor soos uitgeput, is moeg, ek is oorweldig deur dit wat by die werk besig is om te gebeur, deur alles wat ek moet doen, deur die omstandighede wat in hierdie jaar bietjie anders was. Ek is so besig, ek het nie tyd vir alles wat ek moet doen nie. My lewe is so vol. Ander het weer geantwoord en gesê, maar ek is angstig, ek is gestres, ek is bekommerd, ek is benoud, weet nie noodwendig wat hou die toekoms vir ons in nie. Party is geïsoleer en voel alleen, voel eensaam, voel afgesonder en die lewe is nie meer net dieselfde nie. En dan is daar ander wat sê, ons is ongelukkig, ons geniet nie meer die lewe nie, ons vind nie meer noodwendig sin en betekenis in hierdie lewe nie. Ek dink iets wat bydra tot die gevoel wat baie mense het, is dat ons lewe in 'n samelewing wat ons gedurig aanmoedig tot 'n hoër standaard, tot meer, tot beter. En dan moedig hulle dit aan of hulle motiveer ons, want die gevoel en die persepsie is dat dit 'n beter kwaliteit van lewe sal teweegbring, dat dit vir ons 'n beter lewe, hoe meer ek het, hoe beter sal die lewe wees. En in hierdie poging om die meeste uit die lewe te kry, voel ons soms dat ons beheer verloor, voel ons dat ons op 'n plek kom, dat ons nie weet meer hoe om alles te hanteer nie, want daar is nie spasie, daar is nie ruimte om net nog ietsie in hierdie besige lewe in te forceer of in te druk nie. Daar's altyd ietsie ekstra wat ek moet doen, ietsie ekstra wat ek wil kry, ietsie ekstra wat ek wil wees. Less is more. Om op minder te fokus, maak my meer effektief en maak dat ek die lewe meer gaan geniet. Bring 'n vryheid in ons lewe. Prediker 4 vers 6 sê so mooi, hy sê, 'n handvol met rus is beter as 2 hande vol met moeite en 'n gejaag na wind. So met ander woorde, Prediker sê eintlik, less is more. Minder is beter. Want hy sê daarin, as ek 'n handvol het en dit gaan gepaard met vrede, gaan gepaard met vreugde, dit gaan gepaard met vryheid, daar is rustigheid en kalmte, is verseker beter as wat ek 2 hande vol het, maar my lewe is gevul met bekommernis, met angs, en die lewe voel of ek besig is om net te jaag na wind, en ek kan nie eintlik bereik wat ek wil bereik nie. Die sin en die betekenis van die lewe gaan verlore. Daarom is 1 hand vol met vrede beter as 2 hande vol met angstigheid en stres. Dit is wat ek bedoel met asemhaal. Daar moet spasie wees tussen ons huidige tempo, ons skedule en oor ons limiet. Dit wat ons kapasiteit is, dit wat die grense is in elke faset van ons lewens.
Die realiteit is dat ons het net 'n sekere mate, of ons het net 'n sekere kapasiteit. En ons kan net leef tot daardie grens of kapasiteit in ons lewens. En soms is ons geneig om hierdie kapasiteit tot op sy maksimum te probeer leef. Dat daar geen ruimte is om iets anders in te bring of die vryheid het van 'n hand wat iets anders kan doen nie. God wil hê ons moet die lewe geniet en daarom het hy ons nie gemaak om op die grens van ons kapasiteit te leef nie, maar dat daar spasie sal wees om asem te haal. Spreuke 15. Vat dit ook mooi saam en sommer in my eie weergawe is wat hy sê is beter om minder te hê, maar die Here te dien, die lewe te geniet. Dit is beter om minder te hê, maar die vreugde van die lewe te ervaar en te beleef, as om baie te hê en bekommerd te wees daaroor. Die volgende skrifgedeelte dan sê hy eintlik, dit is beter om 'n bietjie groente met liefde te hê, as 'n hele bees, 'n groot styk, maar met geweldige bekommernisse daarmee. So dit is beter om op minder te fokus en die lewe te geniet en vreugde in die lewe te ervaar as al die ander dinge wat ons soms najaag en wat ons lewe vul met die sorge van die lewe. Waar daar nie spasie is om asem te haal nie. Waar ons lewe so vol is dat ons weet nie altyd watter kant toe nie en ons weet nie altyd hoe om al die balle in die lug te hou nie, verhoog dit ons stresvlakke. Dis nie vir ons lekker nie. Ons weet naderhand nie meer hoe om ons slaap nie lekker nie. Ons eet nie noodwendig goed nie. Ons is soms meer geneig om siek te word en alles het 'n inwerking op die fisiese wese, op die liggaam. Dit het ook 'n effek dat ons fokus verloor. Want soms wanneer dinge vir ons moeilik word, dan fokus ons so op die probleem dat ons die geheel prentjie en die groter prentjie uit sig uit verloor. En 'n ander effek van 'n lewe sonder grense of sonder spasie om asem te haal is dat ons verhoudings kry seer. En ultimately is dit deur verhoudings waar ons die vreugde van die lewe geniet en bring vreugde in ons lewens. Maar as daar ons lewe so gejaag is, so vol is, dan kry hierdie verhouding seer. So die vraag vanoggend is, wat is die oplossing? Wat kan ons doen om spasie te create, om ruimte te skep sodat ons kan asemhaal, of wanneer ons tot die besef kom dat minder is beter? Hoe trek ons terug? Hoe skaal ons af? Hoe sny ons sekere dinge uit ons lewe? En ek is oortuig dat om sekere beginsels van tydbestuur toe te pas en sê ander finansiële beginsels is baie belangrik. Maar ek wil vanoggend net by een beginsel stil staan en dit is die besef en die verstaan van hoe belangrik tyd in ons lewens is en wat die rol van tyd tot ons lewens speel en hoe ons tyd bestuur, hoe ons tyd aanwend, hoe ons tyd spandeer. Want die oomblik as ons die perspektief en die konteks van tyd verstaan, dan verstaan ons eintlik lewe en dan weet ons hoe ons lewe moet leef sodat ons dit sal geniet soos wat God vir ons in gedagte het. Nou Moses kom in Psalm 90 en dan gee hy vir ons 'n waarheid, iets is 'n stuk wysheid oor lewe. Hy praat eintlik oor tyd, maar hy praat oor lewe want tyd is lewe. Nou Moses se lewe was baie interessant. In die sin dat daar eintlik 4 fases onderskei kan word in sy lewe. Die eerste fase waar hy as kind, jongman in die huis van Farao groot geword het. 'n Seisoen van sy lewe wat alles goed gegaan het. Alles mooi verloop het. Hy het eintlik alles gehad wat hy nodig gehad het. Toe maak hy 'n man dood en hy pleeg moord en hy moet vlug en hy gaan werk vir Jethro en hy pas skape op. Nou, as jy wil weet wat is 'n vinnige lewe, dan beleef jy dit as skaapwagter. Jy vat die skape uit na die veld in die oggend, jy hou hulle dop deur die dag, jy sien die son sak, jy vat hulle terug na die kraal, en so doen jy dit oor, dag na dag. Moses het vir 40 jaar dit gedoen.
En ons moet onthou dat Moses nie sy storie vooruit kon sien nie. So heel waarskynlik het hy op 'n plek gekom in hierdie opwindende lewe as skaapwagter en gesê, dit is seker maar hoe dit dan is. Dis seker die beste wat dit gaan word. Maar daar breek 'n derde fase in sy lewe aan, waar God hom die middelpunt van sy verlossingsplan eintlik van die volk van Israel maak. En dan die vierde fase waar hy 'n leier is van die nasie. En waar God hom gebruik om Israel uit Egipte na Kanaan toe te lei. Maar dan begin die volk murmureer en hulle raak opstandig. En God sê, maar hierdie volk sal nie die beloofde land ingaan nie. En Moses lei hulle totdat almal dood is sonder om die beloofde land in te gaan. Ek dink Moses het 'n baie goeie perspektief van lewe beleef. In al hierdie fasette en al hierdie fases van sy lewe het hy werklik verstaan en besef waaroor die lewe gaan. In hierdie Psalm 90 vers 1 tot 12 kom hy en hy skets iets van die ewigheid van God. In die eerste 11 verse dan kom hy en dan sê hy, God is ewig. Hy is van die begin en hy is ook die einde. Hy is altyd daar. Hy hou die lewe in stand. En hy skep die kontras tussen die ewigheid van God en die verganklikheid van die mens, die nietigheid van die mens. Die mens wat sy lewe van verbygaande aard is, maar wat uitdrukking vind in die ewigheid, wat uitdrukking vind in hierdie prentjie van die ewigheid, maar ook 'n ewige God wat reg belangstel hoe die mens se lewe uitdrukking vind. En dan in vers 12 maak hy, of dan bid hy hierdie gebed en hy sê, leer ons daar so gebruik dat ons wysheid bekom. En daardeur kom Moses en hy sê, ten spyte van 'n God wat ewig is en die mens wat nietig is en wat verganklik is, mag hy wat nietig en verganklik is binne hierdie prentjie van ewigheid sy lewe leef sodat hy wys sal wees, dat hy sy uitdrukking van sy lewe van so 'n aard sal wees dat dit wys sal wees in die oë van God, dat dit God sal plesier, dat dit God sal behaag, dat dit God genot sal verskaf. En wanneer ons wys wil wees in die uitleef van ons dag tot dag lewe, dan is dit belangrik dat ons die beginsel moet verstaan dat lewe is 'n geskenk. Ons hou nie ons eie lewe in stand nie. Partymal leef ons asof ons eie lewe in stand hou. Partymal leef ons asof hierdie einde of hierdie lewe geen einde gaan hê nie. Partymal benader ons verhoudings en ons resources asof daar geen einde is nie. Dis ons sin. Maar in werklikheid is dit God se. God gee dit aan ons as geskenk. Die verhoudings wat ons vandag geniet, gaan dalk nie vir altyd daar wees nie. Maar God leen dit vir ons en gee dit vir ons, sodat ons die meeste daarvan kan maak. En daarom bid Moses en sê, Here, help ons om wys te wees hoe ons met al die fasette van ons lewe, dit wat uitdrukking in ons lewe gee, dat ons die meeste en die beste daarvan sal maak, dat ons wys sal wees in ons besluite en ons optrede. Hy sê by implikasie, dat ons so moet leef, dat ons besef ons dae is genommer. Ons dae gaan verby, en dat elke dag saak sal maak, dat ons elke dag sal laat tel, dat elke dag 'n verskil sal maak. En ons kan elke dag net laat tel. En ons kan elke dag net in wysheid uitleef as ons ruimte, as ons spasie in daardie dag los, sodat ons die nodige aandag, sodat ons gefokus kan wees op alle fasette van ons lewens, dat daar spasie is om asem te haal, om te besef, less is more, minder is beter. Een van die kommentare praat van daai Psalm 90 vers 12, dan sê hy die volgende, hy sê, remembering our time is limited provides us with wisdom to know how to spend our limited time. Met ander woorde, ek en jy het nodig om met wysheid te besef of met wysheid om te gaan hoe ons hierdie beperkte lewe goed sal leef, sodat dit God sal plesier en God sal behaag. Ek dink een van die
uitdagings en een van die dryfvere wanneer dit kom by hoekom jaag ons na meer? Hoekom volg ons soms die standaard en die norm van ons tyd is dat ons voel onder druk, ons voel ons word ook gedryf deur vrees. As ek vanoggend vir jou sou vra, hoekom haal jy nie bietjie die voet van die petrol af nie? Hoekom verander jy nie bietjie jou benadering tot die lewe en doen minder in plaas van meer nie? Hoekom sê jy nie vir jou kind, jy kan nie 5 goed doen nie, maar jy kan net 3 goed doen? Want indirek is daar 'n vrees wat voel jy gaan 'n geleentheid mis, wat voel jy gaan verloor, wat voel jy gaan agterraak. Ons verval in hierdie vergelyking van my kollega, van my bure, van my familie. Ons praat daarvan van die comparison trap. En ek voel ek gaan agterraak, ek gaan nie kan bybly as ek geleenthede prys gee of soms nee sê vir iets wat ek nie eintlik voor ja kan sê nie. Daar as 'n ander vrees wat ons soms ook dryf en dit is ek gaan iets van my waarde verloor as ek nie voor hardloop nie en ek voel ek moet al die tyd voorbly. Eintlik is hierdie vrees in kontras of teenstrydig met die hele gedagte van geloof. Reg deur die Bybel is God besig met 'n gesprek wat sê ons word nie gedryf deur vrees nie, maar ons moet hom vertrou dat hy beter weet as onsself en dat ons lewens in sy hande sal plaas en sal glo dat hy beter weet as onsself en hom sal vertrou met ons lewens. Matteus 6 vers 31 tot 33 vat dit eintlik saam. As ons dink aan hierdie hele gedagte van ek wil spasie create om asem te kan haal. Ek wil die hele beginsel uitleef van less is more, minder is beter. Dan sê hy, moet julle dus nie bekommer en vra, wat sal ons tog eet? Of wat sal ons dink? Of wat sal ons aantrek nie? Dit is die ongelowiges wat oor hierdie soort dinge begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle alles nodig het. Nee, maak die koningsheerskappy van God en dit wat voor hom reg is, julle prioriteit. Dan sal God vir julle al hierdie ander dinge byvoeg. Met ander woorde, hy sê, ons moet sy koninkryk soek en sy geregtigheid. Geregtigheid beteken om in verhouding met hom te staan, to be in right standing with God. Hy sê, dis ons prioriteit, om met hom in verhouding te staan en vanuit hierdie verhouding sal daar balans wees, sal daar spasie wees, wat vryheid sal bring, wat vreugde sal bring en alles wat ons nodig het in hierdie lewe sal ons van hom ontvang. Hy sê by soveel plekke, hy is die bron van lewe en die lewe bestaan in en deur hom en tot hom. En daarom kom die skrywer in Matteus en hy sê, soek hom eerste, maak hom sentraal, stel hom eerste, maak hom die hoogste prioriteit van julle lewe. Moenie fokus op al die ander goed nie. Moenie fokus op alles wat hierdie samelewing sê, ons moet najaag en soek nie, maar soek hom eerste en al die ander dinge sal bygevoeg word. As ek dit as volg kan voorstel, kom ons sê, ons het 'n houer van ons wat ons lewe voorstel. En wat ons baie keer die fout maak, ons sit eers alles wat ons soek en begeer in hierdie houer. En dan sit ons vir God of die verhoudings of eintlik die goed wat werklik waardevol is, probeer ons laaste indruk, alhoewel daar amper nie meer spasie is nie. Kom ons maak dit, ons draai dit om. Kom ons soek God eerste en ons los die ruimte in ons lewens sodat hy ons lei om dit te vul met wat belangrik en wat nodig is in ons lewens. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons weet, U stel belang in die fynste detail van ons lewens. Dankie dat ons weet, Here, dat U het vir ons net die beste in gedagte. U is nie teen ons nie, maar U is vir ons. En omdat U vir ons is, wil U hê, ons moet die vreugde, die blydskap en vrede in hierdie lewe geniet. En daarom is dit belangrik dat ons sal soms, Here, terugsny, dat ons soms sal afskaal, dat ons sal kom op 'n plek wat ons sal kan besef, minder is meer, dat daar spasie sal wees, Here, om ons lewe effektief
te kan leef en asem te kan haal, soos wat U wil hê ons moet die lewe geniet. Bid ek in Jesus naam. Amen.